staan, as ons bin, wat maak die saak nie? Die Here is hier en al wat saak maak. Wie gaan daar wees wanneer die rol afgelees word? En ek die hande sien? Amen. Na die dag, wanneer die boeke geopen word en die boek van die Lam, die boek van die lewe word geopen, dan moet ons bid, julle moet bid in jou naam aan die boek is.
Ons was vanoggend nat, so jy gaan nie die hele land met die boodskap nie. Ek wil hy snare gemaak, my vingers bos doodgemaak. Ja, dat is 4 meter. Ek het nou nie meer, ek kon nie meer die snare voel nie. Ja. Dood nou, bos nou. Ek het nie 'n groot storie vanmôre nie. Na aanleiding van die diens wat nou gaan kom, die kruisdiens, Paasnaweek, dat ek vanmôre dat ek nou hierdie boodskap gisteroggend gekry het. Ek wou nou vanoggend oor die nagmaal op die wat nou weer die Sabbat, oor die Sabbat gepraat, want die mense weet nie regtig waar gaan die Sabbat nou. En wat nou die Sabbat, wat behels die Sabbat, en wat se voordele is in die Sabbat, en wat se nadele is in die Sabbat. Maar ter Here het my gistermôre hierdie boodskap gegee, soms ook klein toe. En ek dink ek moet op 'n druk vanmôre. Die Sabbat boodskap is van die Sabbat in die kop hê. Dis nie 'n probleem. Is jy wakker? Ek hoor so Efesiërs 2. Maar die Bybel saam is dat ek in hierdie kerk te kom, ek hou daarvan om as die Bybel uit te praat, ek kry ons nie boodskappe nie. Nou ek wil met u praat oor die pad, oor Golgotha. Dis die boodskap se naam van oor die pad, oor Golgotha deur die kruis heen. Want jy sien, ons Here Jesus Christus het 'n pad gestap wat ons nie maklik sou kan stap nie. En nader hierdie Paasnaweek kom, hoe meer beide hier my gees, hier my siel, die wete of die gedagte daaraan dat ons meeste, ons heiland met hierdie pad gestap. Alleen, net so. Selfs die Vader het sy gister weggedraai. Want in die 9de uur voor die groot duisternis gekom, toe draai Jesus, sê Jesus, Eloi, lama my God, waarom het U my verlaat? Wat hoe alleen moes hy gewees het. Maar sy pad het begin in 'n krib. Ons sal nou dink dat die koning van die konings, die Here God van die leerskare, gaan hier in 'n goue ding lê. Met 'n goue kombers. Nee. Hierdie koning van die konings, die Here God van die leerskare, nee. Hy het in 'n krib gelê met strooi, op strooi. Die wyse manne gekom het vir hom, wy dit vir hom rykdom gebring. Ja. En hy is gebore in armoede. Hy het gesterwe in armoede. Waar? Amen. Die Here Jesus Christus het hierdie pad geloop onder baie misverstande. Hy was misverstaan. Sy eie volk het hom nie herken nie. Sy eie volk het nie herken wie hy is nie. Waar hy vandaan kom nie. Wie van julle weet dat Christus in die hemel was, voor hy aarde toe gekom het? Weet julle dit? Hy was in die hemel, voor hy aarde toe gekom het. Hy was sy hemeling. Hy het sy woning verlaat, die woning van Eden. En hierdie voor aarde toe gekom. Hy was misverstaan. Die mense het nie geglo, sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Sy eie mense het nie sy woord aanvaar. Hulle het die dade gesien, die kragtige dade wat plaasvind, wat hy verrig het. Hy het hoe eerst opgewerk, jongens. Laat ons het geloof. En nog steeds het hy hom nie geglo nie. Nog steeds sê kruisig hom. Nog steeds nog sê stenig hom. Nog steeds nog sê gooi nie van die krans af. Hulle hom vernietig. Nog steeds die koning van die konings op pad gestap.
Weet julle dat ons stap op pad? Ons stap op pad. Wat God vir ons uitgelê het, weet jy, nog voor ons pa en ma gedagte gehad, hulle gebore so bewees het, is ons al reeds ek al reeds in God se mind. Weet jy dat hulle vermoord die babas, maar weet julle wat? Die oomblik met bevrugting, ek het 'n video, die oomblik met bevrugting, laat so helder vers die moederskoot. Wanneer die gees van God alreeds in daai baba, daai fetus of daai bevrugting ingaan. Dan sal reeds bevrug weer die Vader. Die Here het gegee en hulle maak hulle dood. Ek weet dit te maak. Here Jesus Christus van ons, wat gesê het, Vader, ek sal gaan. Ek sal gaan. Ek sal my hierdie pragtig, hierdie hemelland, hierdie seëning en hierdie heerlikheid sal ek verlaat, terwille van hulle. Here, Vader, kom, ek sal gaan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat nie een verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, en hom laat lei het vir een van my, nou sê dit my ja, maar wat so God is dit, wat sy seun laat lei? Wat so God is dit, wat sy seun laat kruisig? Maar dan het vergeet dat ons Here Jesus Christus nie die pad gestap het om Golgotha heen nie, dan was nie vir ons geleentheid om die hemelland te maak nie. Want as hy nie die pad geloop het nie, dat ons nie die voorreg gehad om nou die pad te loop. Want hy die weg kom daar, hy die voorhangsel kom skeer met sy bloed. Ek weet iets agter my neus afgegeen. Hey, hierdie motorfietser, hy het ook my van die motorfietser af. Die motorfietser het my klaar. Weer pad uit. Sy eie mense het gesê, hy is vals. Happy Pafys op geskreeuw, sê Pontius Pilatus, die moet ek vir julle vrylaat. Barabbas, die moordenaar, of die koning van die Jode. Hy is nie ons koning, die kruisig omskreeuw, die kruisig. 70 jaar later. Was daar nie 'n boom rondom Jerusalem gevind. So het hulle gekruisig, die Romeine, die is hulle gekruisig rondom Jerusalem. Daar was nie 'n boom te takte van hulle aan op taal. Daai oggend toe op daai Pafys staan en skreeu kruisig op, het hulle oor hulle self iets gebring wat hulle nie kon hanteer. Jy sien, toe Jesus hierdie pad gestap het hy vir ons kom dinge moontlik maak. Ek gaan net so 'n paar dinge aan beloef vanmôre. Ek kan net eintlik hele reeks hieroor doen, maar net 'n paar vanmôre, 'n paar dinge oor 'n aanduiding van die Paaskerk. Jesus het begin by Pafys. Hy sy kruis gevat en hy die Dolorosa, die Via Dolorosa gestap tot by die skedel Golgotha, plek van die hoofskedel, genoem word die plek van die hoofskedel. Aan die kruis, deur die kruis, tot in die regterhand van die Vader, van waar hy kom te sal, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Julle ken mos die skrifte. Efesiërs 2 vers 11, wat nog van 12 af, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap. Het jy al gedink hoe was dit in die ou bedeling in die Ou Testament? Voor Christus gekom het. Daar was nie almal is na een plek tussen hy sy wil in die Hades toe. Almal is na die doderyk toe. Jy moes die wet onderhou, die volle wet onderhou. Die wet is 'n vloek, as ons nou vir julle lees, die wet is 'n vloek. Jy was onder 'n vloek om die hele wet te onderhou. En as jy nie die wet onderhou nie, is jy in die Sheol of die Hades as dit nou.
Hebreëus of Grieks. Die doderyk, Afrikaans, 'n bewaring gaan. Nou in die nuwe bedeling, in die kruis hang twee in hierdie kant en die een loon vir Jesus. Hy sê as jy die koning van die Here is, kom af dan. Die ander sê vir hom, vrees jy nie op God nie. Hy sê ons staan ons die loon van ons dade, maar hierdie man, niks te doen is ver. En hy kyk vir Jesus en hy sê vir Jesus, Here, dink aan my vandag as jy in die koninkryk kom. Maar wat sê Jesus vir hom? Voorwaar, hy sweer homself, hy sê voorwaar, ek sê vir jou, vanaand jy saam in die paradys wees. Jy sien toe Jesus, ek loop 'n bietjie voor en toe Jesus weg is, opgeneem word in die hemel. Toe die dinge 'n bietjie verander. In die Ou Testament, gaan kyk maar na ryk man in die ou bedeling, na ryk man en Lazarus. Toe was daar net 'n skeiding tussen die twee. Want toe die ryk man en die doderyk sy oop het, en hy kyk op te sê vir Vader Abraham, daar ver staan met Lazarus op sy boesem. En hy sê vir hom, Vader Abraham, dat Lazarus net sy vinger op die punt van die water gedruk en druk die water op my tong sê, hy smaakte in hierdie plek, in hierdie vlam sê. Wat sê hy vir hom? Hy sê, Vader Abraham, laat Lazarus toch net, as iemand my broers nog haarsteek, laat hy ook in hierdie plek kom. Hy sê, nee, hy die profeet, en buiten tussen ons daar in kloof, hulle wat hier is, kan nie kom hierdie, wat daar is kan nie daar kom. Voor Christus opgevaar, was allemaal een plek, maar na Christus opgevaar, is dit nie meer die selwe. As jy in Jesus Romeine 8 vers 1, as jy in Christus Jesus sterf, as jy geen veroordeling meer, as jy saam met Jesus in die paradys. Die paradys is die voorportaal van die hemel. Niemand is in die hemel, moet jy vir julle lees vertel, jy gaan lees van daar. Niemand is in die hemel. En ek het nie vir julle, niemand is nog in die hel. Want die woord van God sê, die Satan en die valse profeet en die dier, is die eerste wat in die hel gegooi gaan word, en dan word die boeke geopen, en dan word geoordeel wat in die boeke staat, en dan gaan die skaap in die bok geskei word, en dan gaan die Here aan die bok kan sê, gaan weg van jou nooit geken, en word in die poel van vuur gewerp, en dis die tweede dood, sê die Bybel, gaan lees Openbaring. Dan mag niemand in die hel, hulle lieg vir julle. Die woord sê drukklik, die hel is, God het die hel is in die helse vuur vir Satan en sy gevallen engele bereid, voorbereid. Dit is vir hulle gewees, nie vir ons. Maar toe Adam nou kom, en hy jaag nou aan, vir hy mooi vrou van hom, toe kom hy nou vir ons. Want toe kom die tweede Adam, die eerste Adam was daar, een bietjie droog gemaakt, die tweede Adam, Jesus Christus, die dinge reg gedoen het, en kom loskoop, en kom vrykoop. Right. Burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, sonder God in die wêreld, maar nou in Christus Jesus, het julle wat vroeger ver was, nader kom deur die bloed van Christus. Ek gaan vir julle 'n boodskap bring. Eendag. Ek het alles en al die navorsing. Let me tell you something. The blood of Jesus Christ kan jy nie keer van ons lewens nie. Die pleit die bloed verniet. Want gaan kyk in die Bybel, daar staan beskrywe, Jesus se bloed is ons gegee vir vergifnis van sondes. Kyk wat die Bybel, doen 'n bietjie studie, hou op pastore te glo. Hou op mense te glo. Glo God se woord. Daar staan geskrywe, ek sal my engele aangaande julle bevel gee om julle te bewaar en goed op al julle weë. Nie die bloed nie, die engele. Ek weet af nou sou, ek weet nie hoekom nie, maar ek gaan nou net so was. Die bloed is om ons skoon te was van sonde, om ons te reinig en ons te heilig van God die Vader. Gaan kyk 'n bietjie, doen 'n bietjie moeite, gaan kyk en kom praat julle hier. Toe ek die dag dat Johannesburg hierdie boodskap doen, toe drie die helfte van die kerk weg. Hoe kan jy so sê? Ek sê nie so nie. Wat se woord sê so? Mense dwaal, die woord van die Here sê, reg sê,
Julle dwaal want julle ken nie die skrifte nie. Want as jy die Bybel ken, sal jy weet waaroor dit gaan. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelpunt van die skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niets gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee met homself tot een nuwe mens kon skep. Ek praat van die wet. Die eerste ding wat Jesus oor Golgotha kon wegvat het, is die wet. Dis waarvan ek praat. Ons is nie meer onder die wet die mense. Ons is in die geloof, ons lewe in die nuwe verdeling, ons lewe in die geloof in Jesus, deur Jesus Christus. Die wet is tot en met Johannes, en lees maar, dan in Mattheus vanaf vers 1, hoofstuk 1 vanaf vers 1, lees maar die hele hoofstuk. Hy sê albei een liggaam met God te kom versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Tweede punt. Deur Golgotha oor die kruis, deur Golgotha heen, het Jesus ons met God kon versoen. Weet jy wat beteken dit? Dat ons almagtige deel opgegaan. Hy het ons met God kon versoen. Hy het ons moontlik gemaak, of dat kan sê, Alma Vader, my Papa God, my Meester, my Heiland, my rots, my test. Vers 16 het daarom op duidelikheid gesê, en hy het die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was, en wat naby was. Derde punt, hy het vir ons die nuwe bedeling gebring, die evangelie. Vanaf met Mattheus, hoofstuk 1, vanaf vers 1 tot Openbaring 22, vers 22. Deur hom het hy ons albei, deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. As daar nie Via Dolorosa was nie, as daar nie 'n kruis was nie, as daar nie 'n Golgotha was nie, dat ons nie toegang tot die Vader gehad. Hier sê hy, deur een gees tot die Vader, ons toegang deur die Heilige Gees. Ek gaan na my Vader, en ek sal my Vader bid, en hy sê, jy 'n ander trooster gee, ander trooster stuur, dat my Vader sal uitgaan. Soos julle dan nie, en dis 4:1, soos julle dan nie meer bywoners nie. Ons is nie meer net heidene nie. Soos julle dan nie meer bywoners nie, maar medewerkers van die heiliges en huisgenote van God, halleluja. Wow, man, hoor jy wat ek hier lees? Wow. Ons moet net na ons spring en dans en jubel en juig, hoor dat sê die woord van God, deur Jesus Christus, deur wat hy gedoen het op Golgotha, deur wat hy gelei het, die pad wat hy gestap het, kom daar vir ons en hy kom sê, soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners en maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Halleluja. Wat 'n skrif. Wat 'n waarheid. Wat 'n bemoediging. Wat 'n bevestiging. Gebou op die fundament van die apostels en profete terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. En wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. En wie julle ook saamgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Al hierdie dinge word moontlik gemaak deur die pad wat Jesus gestap het. Daai aand in die tuin van Getsemane toe hy bloed gesweet het, toe hy gesê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. As Vader God hom jammer gekry het, waar was ons vermoë as dit nie plaasgevind het nie? As hy hom nie verlos het dat hy die pad klaar stap nie tot op die einde nie. Nie bekommerd nie. Ek gaan nie maak van die maak gauw. Galasiërs 3, vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Ek het net gesê, die wat onder die wet is, wat die graag die wet te wil hou, is onder 'n vloek.
Hier staan dit, is nie ek wat so sê nie, Galasiërs 3, gaan lees dit maar self. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Ons is nie meer 'n vloek nie, hy het die vloek gemaak vir ons. Want, hoor mooi, want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die Jesus in baie uitgawe was hy vervloek. Want hy sê, die woord sê, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hy sê, sodat die seun, luister nou mooi, sodat die seun van Abraham na die heilige kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Gees in die geloof kan ontvang. Handelinge 2 vers 26 tot 36. Nou, uitstorting van die Heilige Gees na julle wêreldkos, julle ken ons. Broers, ek spreek menslike gewys, selfs al mense testament wat bekragtig is, maak niemand tot nie, of voeg daarby toe. Nou is aan Abraham die belofte gesê aan sy saad. Hy sê nie aan die saade, of baie sê nie, maar op een, aan die saad, dit is Christus. Maar ek sê vir julle die wet, wat 400 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God en Christus Jesus tevore bekragtig is, nie kragteloos nie. Die belofte tot niet maak nie. Want die erfenis, want as die erfenis, hoor nou mooi, as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer 'n belofte nie, maar God het dit aan Abraham weer 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg wees die oortreding tot die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom, dis Jesus, ek gaan nou lees, 'n paar verse terug, en dit is deur engele beskik, deur die tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie vir een nie, maar God is een. En die wet, as is die wet dan teen die beloftes van God nie stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was, wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werk uit die wet wees. Maar die skrif het alles afgesluit onder die sonde, so die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die Heilige Gees gegee. Kyk wat het die Here Jesus vir ons gedoen. Hoor mooi, vers 23. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet en bewaring gehou. Verstaan julle wat ek sê? Sien julle waar gaan ek heen? Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet en bewaring gehou. Kom besluit wie iemand op die geloof, dat het bewaar sou word. Die wet is die wet was, dis ons stigmeester na Christus toe. Sodat ons geregverdig kan word in die geloof. Halleluja. Maar nou weer die geloof gekom het, ons nie meer onder die tigmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Jesus Christus. Die is onder die wet. So baie mense sê vir my, die wet staan nog steeds. Hy staan, ja. Jesus sê, ek het nie gekom met wet te ontbind nie, gekom met wet te vervul. Hy sê nie, jy hoort of dit sal wees vir al die gebeur met die wet geskryf staan. As jy die wet hou, en jy hou dit reg volgens die woord van God, gaan jy hemel toe. Sê nie, jy gaan die hemel toe. Maar wat God nie wet nie hou, nie daarom moet God ook verander. Die oordeling kon niemand hou nie. Selfs die profeet het gesondig, selfs Dawid het gesondig. Hy het met 'n ander man se vrou gemeenskap gehad en 'n baba opgewek en by tergelike kind. En te maak dat die man ook nog dood. Maar man, Salomo, die ryk man, die slimme, wat het hy gedoen? Hy was sy 900 vroue met sy afgoderry verval. Sonde. Dan kon nie die wet hou nie, daarom het God die wet vervang met die geloof. Dat is ons, Jesus Christus, het dit vir ons kon vergemaklik. Ons hoef nie meer besig te slag in die kerk nie. Ons moet dit nie buig. En deur die seun, want hy sê ek is die weg en die waarheid, ek die deur en niemand van my Vader behalwe deur my nie.
Ons moet net deur die deur gaan, deur Jesus Christus, en dan kan ons 'n reg en 'n voorreg om met die God die Vader te praat persoonlik. Jy het nie nodig vir die pastoor sê, bid vir my nie. Jy kan self met die Vader praat. Want jy het die toegang gekry, jy het die ticket, en ek was die ticket gekry, op die vryplaas gekry, om deur die Seun reguit met die Vader te praat. Maar wat doen ons? Ons is te lui om te bid. Dan die pastoor wat ek ons bid, wel gaan my broer, wel gaan my sussie, vrou vir jy sê, die bid vir my. Van waar dan af? Ek sê die. En sê ek wel, as iemand opgesteld in die gemeente, laat ek die ouderlinge inroep en laat opsal van olie en bid, en selfs as hy sonde gedoen het, sal begeer word. En hy sal genees. Dis so. Maar is wel geleenthede, sekere tye, wanneer God die Vader iemand gebruik. Ek maak gou. Ons is mede-erfgename van Abraham, ons is losgekoop van die hel sonde. Jy moet besef vandag. As jy hel toe gaan, is dit jou keuse. As jy die koninkryk mis, is dit jou keuse. Want jy sien, God het ons nie kompers gemaak wat hy met permissie gesê koppies drink nie. Hy het ons 'n vrye wil, sin en keuse gegee, ons kan besluit. Wil ons die Here dien, ons kan besluit, wil ons sy pad loop. Ons kan besluit, wil ons hemel toe gaan. Of wil ons die breë weg na die ewige bederf toe vat. Want hoor nou vir my, daar is 'n hel. En die keuse is nie God se keuse nie. Die keuse is ons sin. Myne, die sin. Gaan sal my daar na 2 Korintiërs soek. Ek kan nog net een papiertjie met 2 tekste skrifte verklaar. Jy loop nie op. Julle hoor nie 'n geskryfde boodskap nie. Julle hoor die boodskap in die hand van Paul. Hy skryf nie boodskap. Dit is dit. Wat is wat kom die Heilige Gees, dat die Heilige Gees se werk sal doen? Ek stel myself op beskikbaar vir die Gees en hy het lekker. Ek staan en luister hierso. Hallo Herman, middag gaan jy jou bekkie eet vanmôre hierso. En jy Herman, jy skryf van daai ene. Herman, jy skryf van daai ene. Myself, hier my mind, terwyl dit vloei. Dit is maklik om hier te staan en 'n boodskap af te lees vir julle. Dis die manne daar. Werk nie so nie. God kan vertrou vir dat woord. En die kan kom staan met niks. En sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Dan eers. En jy sê, die bring versadig te my. 2 Korintiërs 5:17 tot 21. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Wie van julle het vernuwe? Wie van julle daai vernuwing gesmaak? Al gesmaak? Hy wat jy die wolk loop, man. Die dag lyk my julle verdwaal. Die dag toe Jesus aangeneem het, as 'n persoonlike saligmaker en verlosser. Die dag toe hy deel geword het van jou lewe. Die dag toe hy deel geword het van jou lewe. Daai 2-3 maande daarna het jy op die wolke geloop. Dis 'n nuwe mens. Christus het kom moontlik vir ons maak, deur Golgotha heen, daai pad te gestap het oor Golgotha heen. Hy het ons kom moontlik maak, om 'n nuwe mens te word in Jesus Christus, deur Jesus Christus, deur sy werk, deur wat hy vir ons bereik het. Ek kan vanmôre in Jesus Christus se naam sê, I'm a new creation. I'm born again. Gevul met die Gees van God, die Ruach, die naam is die Ruach. Die gaan na die Hebreërs toe, dis die Ruach, dis sy naam. Die ou dinge, meer gedeelte, die ou dinge verby gaan, dink alles het net geword. Hoekom is ons dan so geneig is, om daai koeie van 10 jaar terug te gaan uitgewin? Dit bestaan nie meer nie. God die Vader sê, as ons ons sonde bely laat staan,
Maar vergewe ons, hy werp het in die dieptes van die see, hy dink nooit weer daaraan nie. Luister mooi, God dink nooit weer daaraan nie. Wie bring het dan op in jou mind? Satan. Want hy wil hê, jy moet daaraan dink. Want dit maak jou negatief. Dit breek jou geloof af van God die Vader. En dit bring jou af na 'n vlak toe, waar hy jou wil hê, maar nie waar God jou wil hê, want God wil nie daar weer sterk hê nie. God wil jou nie top hê. Luister wat ek hoor of julle dink sê, luister in baie woord. God wil nie ons moet arm wees nie. Hy wil ook nie ons miljonêers wees nie. Ons is arm. Of ons het nie, maar op eie keuse het ons gemaak het. Dink maar die God manne, die woord van die Here, en ons allemaal gebless, geestelik en vleeslik. Dink maar die stoel. Hierdie ding. Ek haas my, maak klaar. Gaan nou gevoel dan maar oor. En dit alles is uit God, want ons is met onsself versoen. Wat ons met onsself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee. Dat die tweede keer dat ek het sê, ek het gelees, en dis ek het weer bevestig. Namelijk dat God in Christus die wêreld met onsself versoen het deur hulle misdaad nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Wat is die woord van versoening? Ja man, hoor nou mooi, en die is die opdrag, Mattheus 28 vers 19, maar hier is 'n bietjie anders. Hy sê, ons tree dan op as gesandte om Christus wil. Asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid in God in hom. Jy sien, Jesus het die sondige op hom geneem, hy is sondig geword, sodat ons die geregtigheid kan word in en deur hom in God. Luister, jy is geregverdig as jy Jesus aangeneem het, as jy sê wil doen, ons moet wakker word, man. Ons kyk onsself te vlak. Ons is geregverdig deur Jesus Christus, wat het vir ons moontlik gemaak. Wat het ons moontlik gemaak. Ons stuur volgend die pad wat hy gestap het, met sy vleeslike dood, wat hy vir ons gebring het, maar ook sy oorwinning, die macht en die kracht en die hel daarvan, en opstaan uit die dode. So ek moet nou maar die pad stap, deur Jesus Christus, verby die kruis, oor Golgotha, tot binne die perk. Want hy het die pad gestap, en ons met elke twee volg wat hy gevolg het. Ek het net 'n paar dinge genoem. Daar is baie wat hy vir ons bewerkstellig het. Ek geloof die boodskap by julle, so 'n klein boodskap het. Dit was nou nie 'n raas nie, dit was nou nie 'n geskreeuw nie, dit was nou nie 'n betwyering nie, dit was 'n dood-eenvoudige kennis boodskap nie. En dan gaan we naar die tafel toe. En wil toch voor ons beginnen met die tafel wat net geleerdheid gegeven. Terwijl zij sal gespeeld. Als je jou bijval, dat jy iets in jou broer, of jou broer iets in jou spreek vergewe. Want God kan ons vergewe, as ons vergewe. As ons die mense die sonde hou, dan wil ons sonde hou. Kom ons gerief in die geest van die oorlog. Doe openbaar
dit wat ons moet vrymaak, vrykom. Dit wat ons kan sit, dit wat ons stop om te groei in ons Vader, in sy krag. Wees dan ook dankbaar vir die verlossingswerk van Jesus Christus in die boeke vir een van my ooreenstemmigheid. Hy het gesterf sodat ons kon lewe. Hy het pad geloop weer na ons oor die volgende heen, sodat ons ook nie hoef te loop nie. Ons was vrygekoop van die wet, vrygekoop van sonde. Maar ek hoop net vanmorgen iets ontvang, wat die moeite werd was. Achter is koffie en thee, kos, en het gevra jy net eers koffie vat, en jy wil net het om ons recht te kry, voordat ons inskip.
Ons Hemelse Vader, ons bid Here dat U daai voedsel sal seën, die gebruik daarvan sal sien. Dat U sal voorsien hulle wat nie het nie, Vader, en dat U ons 'n dankbare hart sal gee om die wete dat U het voorsien. In elke van ons behoefte. En U my skepper God, Vader, al die lof, al die eer en al die eer. Maar as mekaar het gaan, Vader, bid ek dat U ons sal behoed en bewaar hierdie week op ons paai. Dat die engele gaan ons bevel sal gee, dat ons sal behoed en bewaar, ons sal vashou in die groot liefde. Die van ons sal wees 'n God van baie nawe. Ons deure sal oopmaak, Vader, wat U wil oop hê. Die Here sal toemaak wat U wil toe hê. Trek ons nader en oor in bande van liefde. Moet op ons vas aan die genade kleur. Behoed en bewaar en beskerm ons, ons gebed in Jesus Christus naam. Word verheerlik. En laat die naam heilig word. Amen. Moenie weggaan nie. As jy dalk al 'n paar randjies het, julle moet sing daar, en sing gespeel. As jy dalk al 'n paar randjies het, en jy het gesing, hoe keers, maar dit moet jy aan die kas, het blyf in die kas. Ons waar nou die shelf is, stay op in die tijd, so ek is het. Bybel sê, en ons is die wortel van alle kwaad. So, en as hy liedjes van ons sing, liedjes sing, hulle, nie ek nie, en seens sal jy wees en jy kan voorleef. Seens jy in jou vlot in jou huis, in jou werk, in die skool, in jou kar, in jou vloottuig. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede is ons Here Jesus Christus. Amen.